Ons gaan begin sonder enige omhaal van verdere woorde met Dr. Willie Strydom. Nou, die van u wat hom nou nie ken nie, hy is nie so onbekend in die kerk nie, hy is daarom ook 'n dominee in die kerk, en ek wil nou net gou sy kort CV hier in die hande kry. Weet jy wat, hy is in Middelburg gebore, in die ou Transvaal, ons kan hom maar nog Transvaal noem, en hy het net hier om die hoek gematrikuleer, hier in Wonderboom Hoërskool in Pretoria. Hy is op 3 Junie 1986 georden as predikant in Appington gemeente, en hy het ook gedien in die gemeentes Appington, Eikenhof, Johannesburg, Suidkombinasie, Postmasburg, Appington kombinasie en Primrose. Dis waar ek eintlik vir Willie leer ken, het is daar in Primrose. Hy staans betrokke by Eikenhof en Johannesburg Suidgemeentes. Hy is getroud met Erika en het 2 lieflike kinders. Hy verwerf in 1998 'n MTA graad aan Unisa met 'n verhandeling pastorale gebruik van spelterapie met kinders, 'n evaluering. En dan verwerf hy in 2011 'n DIAC graad in spelterapie aan Unisa met die titel Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewe sorg eenheid. 'n Gestalte, ekskuus ek moet 'n bietjie blaai, hoe sê jy, wil jy 'n gestalte benadering? 'n Gestalte benadering, julle sal weet wat dit is. En hy werk sedert 2000 as traumaberader by verskeie trauma eenhede van Netcare hospitale, en hy is aangestel in 2013 deur Rainbows for All Kids International as hoofuitvoerende beampte van Rainbows for All Children in South Africa. 'n Mondvol, maar kom ons hoor wat Dr. Willie Strydom vir ons te sê het oor hierdie saak. Willie, baie welkom en ons luister graag na jou. Baie dankie, goeiemôre almal. Inderdaad, ek dink net so oor die berg, soos bekende omgewing waar ek ook groot geword het hier in Pretoria. Maar broeders en susters, ek wil graag vanoggend met julle iets deel oor kinders en trauma en spesifiek oor die verliese wat baie keer saamloop met traumatiese gebeurtenisse. En ek het dit goed gedink, ook terwille van die indeling van vanoggend, dat ons twee belangrike sake net van mekaar moet onderskei. Ek gaan in die eerste plek 'n bietjie praat oor trauma en dan ook die aanleidende oorsake van trauma wat veral weer aanleiding gee tot verlieservaring by kinders. Dan wil ek graag in die tweede plek hê ons moet 'n bietjie meer prakties wees, want dit help nie ons praat net oor 'n klomp goeders, maar ons kom nooit uit by die doen nie, want dan bly dit maar net by praat en ons kom nooit regtig uit om kinders wel te help nie. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan by Dominee Frikkie se opening. Ek dink by al twee die verhale wat hy gemeld het, is daar kinders by betrokke. En kom ons staan net vir 'n oggend, vir 'n oomblikie stil en dink wat het daar gebeur. Blootgewoon op 'n menslike vlak. As ons na die verhaal van Samuel en Hanna luister in die Bybel, dan kan 'n mens ook vanoggend, soos ons ook gehoor het, heel tereg kyk na die hartseer en die emosies wat deur 'n ma moet gaan, wat haar kind by die tempel moet agterlaat en sy moet terugkeer huis toe. Die verhaal van Abraham waar hy vir Isak gaan offer het, is vir my ook altyd 'n aangrypende verhaal as pa, om net te dink, wat gaan deur 'n pa se gemoed, wanneer hy in opdrag van die Here sy kind op die altaar sit, en letterlik gaan soek na iets om die altaar en die vuur te laat brand, en daarmee te saam ook sy kind. En ek dink wanneer gewone mense, soos ons ook daardie twee verhale in die Bybel lees, dan word 'n mens aangegryp deur die ouers, Hanna en Abraham in hierdie geval, wat iets met hulle kinders moet doen, maar ek kyk ook 'n bietjie uit 'n ander hoek uit na hierdie twee verhale. Ek het ook vanoggend, Frikkie, baie dankie ook vir dit, weer die herinnering gekry. Kom ons draai dit om, en kom ons dink vir 'n slag aan Samuel. Kom ons draai dit om en dink vir 'n slag aan Isak, wat onverstaanbaar daar moet gaan lê, terwyl sy pa vir hom sê, hy doen dit in opdrag van die Here. En broers en susters, dit vat vir my in 'n sekere sin iets saam van die dilemma, die krisis waarmee ons vandag sit, as ons oor kinders en trauma praat, en ook kinders met verlies,
Dit is deel van die werk wat ek ook tans mee besig is, om mense bewus te maak ook van die hartseer en die trauma waar kinders deurgaan, wanneer daar dinge met hulle gebeur. Ek dink as 'n mens nou begin vra, maar hoe het Samuel gevoel? Hoe het Isak gevoel? Dan gaan 'n mens dalk 'n heel ander benadering hê, ook ten opsigte van kinders. En ek wil graag vanoggend begin, ek het ook by ons eie laaste Rings diakensvergadering so bietjie daaroor gepraat, en ek het begin ook daar met 'n definisie van trauma. En ek wil hê jy moet saam met my net vir 'n oombliekie kyk na 'n definisie van trauma. Nou weet ek, ons kan sekerlik honderde ander definisies ook gee. Ek gee hierdie ene vanoggend as ene wat vir my werk en nogal iets saamvat van wat ek ook bedoel wanneer ek oor trauma praat. Ek gaan dit vinnig net vir u eers lees. Trauma occurs when a sudden, extraordinary external event overwhelms an individual's capacity to cope and masters the feelings aroused by the event. As ons praat oor trauma, gaan dit in die eerste plek oor 'n skielike en 'n dalk onverwagte gebeurtenis wat so 'n impak het op 'n mens se lewe. Ek noem dit sommer in doodgewone Engels dat jou coping mechanisms, dit wat jy gebruik om normaalweg ook dinge te kan hanteer, dat dit geoorlaai word. Daar's 'n oorlading, jy weet nie oor hoe om dit te hanteer nie. En dit is 'n definisie wat ons baie keer mag gebruik om iets te wil sê oor trauma wat niks anders is as 'n gebeurtenis nie. Trauma beskryf iets wat gebeur het, en daarom praat ek ook baie keer van 'n lewensveranderende gebeurtenis. Iets het gebeur in my lewe wat my lewe verander. Maar wanneer daardie goeters met 'n mens gebeur, dan moet jy probeer om op 'n sekere manier daarop te reageer, om te kan aangaan met jou lewe. En ek wil amper raai, en ek dink ek gaan nie verkeerd wees nie, dat almal van ons wat vanoggend hier sit, het een of ander tyd al so iets belewe. Iets belewe wat jy net pap en lam gevoel het, dat jy nie geweet het regtig hoe om te reageer en wat om te doen nie. En dit verwys dikwels na 'n traumatiese gebeurtenis in 'n mens se lewe. Broeders en susters, kom ek sê dit ook net vanoggend, hoe hartseer dit ook al mag wees, kinders word ook daagliks blootgestel aan dieselfde traumatiese gebeurtenisse wat ons as groot mense aan blootgestel word. As ek die koerante lees en ek kyk na al die woeste berigte wat ons kry oor al die geweld en al die slegte goeders wat gebeur, dan kyk ek ook baie keer met 'n ander bril daarna, dan sê ek vir myself, maar in daardie gebeurtenis is daar ook kinders betrokke. En gaan kyk maar hoe min kere verkry die kinders ook die klem wanneer daardie goeders gebeur. Daar word meestal gepraat oor die groot mense en hoe dit hulle affekteer en wat hulle doen en wat hulle beplan om te doen en dies meer. In enkele gevalle, wanneer daar tragedies by skole is, dan lees ons dikwels ook dat die skole, ek weet nie altyd so seker of hulle dit wil doen nie, maar so half en half verplig voel om nou ook traumaberaders in te bring en met die kinders te kom praat. Maar vir 'n groot deel wil ek vanoggend sê, gaan die nood en die impak van trauma ook wat dit op kinders se lewens het, by die wêreld verby. Ek wil vanoggend meer spesifiek ook met u net 'n bietjie deel oor traumatiese gebeurtenisse of lewensveranderende gebeurtenisse, wat ook 'n impak het op die lewe van kinders in terme van verlies. Wanneer kinders, met ander woorde, verlies ervaar as gevolg van iets wat gebeur het. En ek gaan dalk aan die begin vir die baie bekende dinge wys. Die eerste saak is egskeiding. Nou kan iemand vir my onmiddellik sê, maar dit is nie 'n skielike ding wat gebeur nie, want ma en pa beklei al nou vir 'n hele paar jaar of 'n paar maande, en daar's spanning in die huis, en hulle kom nie meer met mekaar oor die weg nie, tot op 'n dag wanneer hulle dan besluit dat die een dag vaar die ander een vir 'n egskeiding. En dan vra mense partykeer vir my, maar is dit dan 'n skielike ding?
Ek dink vir die groot mense dalk nie, want daar was 'n opbou na hierdie proses toe, of die besluit toe, dat 'n mens ook wil skei. Ek wonder net of dit vir die kinders nie dalk 'n skielike ding is nie, want hulle sien ma en pa rusie maak, sien hulle beklei, maar dat hulle uit mekaar sal gaan, is dalk ver uit hulle verwysingsraamwerk uit. As ons nou kyk net na dit en die nood, en ek hoop net, ek kry dit vanoggend reg om vir iets te sê van die nood wat daar in Suid-Afrika en ook in ons gemeentes en gemeenskappe bestaan. As ons doodgewoon vanoggend net na die statistieke moet kyk rondom egskeiding, dan dink ek gaan ons sien dat daar letterlik duisende kinders is wat jaarliks deur hierdie proses moet gaan, of wat moet hoor dat ma en pa gaan skei en daar word alternatiewe reëlings getref. Die syfers in Suid-Afrika is astronomies. Gewoonlik fokus ons net op die hoeveelheid egskeidings wat daar is in 'n jaar. En dan sê ek net, vermenigvuldig dit dalk met 2 of 3, met die getal kinders wat daar in daardie gesinne mag wees. En dan kom 'n mens agter dat egskeiding raak letterlik duisende kinders in Suid-Afrika se lewe op 'n daaglikse basis. Die tweede ene wat ek graag vir u ook wil wys is rondom dood. En nou kan 'n mens onmiddellik kyk en dink aan jou eie gemeente. Wanneer was daar dood gewees ook waar kinders betrokke is? Kyk 'n mens egter 'n bietjie wyer na die groter prentjie in Suid-Afrika ook rondom al die gewelds dood, moord wat daar is. Kyk na die padongeluk, sterftesyfers elke jaar. Dan kom 'n mens ook onmiddellik agter, ons verloor nie net wat ons baie keer hoor miljoene rande nie. Daar is ook duisende kinders wat deur die dood van geliefdes geraak word. En dis nie noodwendig net 'n ma of 'n pa of 'n boetie of 'n sussie nie. Ek sluit ook daarby in oupas en oumas, maatjies wat ook in ongelukke te sterf kom, of wat in hospitale sterf. En dan besef 'n mens iets van die omvang wat dood saam met egskeiding in Suid-Afrika op kinders se lewens het, en dit lei ook tot verlies. Want as jy iemand verloor, dan ervaar kinders ook verlies, net soos wat ons as volwassenes of groot mense dit doen. Siekte of gestremdheid, ek het dalk die voorreg om vir baie jare ook in die hospitale te kon werk, ook in kinderafdelings, en dan stap 'n mens deur 'n hospitaal se onkologie afdeling vir kinders, en mens sien hoeveel kinders is daar in hospitaal op 'n daaglikse basis wat chemotherapie moet ontvang, of een of ander mediese behandeling vir kanker moet ontvang. Dan kyk 'n mens verder na die hoeveelheid kindersiektes. Op pad hiernatoe het ek na 'n berig oor die radio geluister oor die Rooikruis Kinderhospitaal in die Kaap. Ek hoor die Kaapenaars ook. Dan sê vir mens oor die groot nood van siek kinders, en wat is die verlies daar? Die kind is die een dag nog gesond, en die volgende dag is daar 'n verlies aan gesondheid. As groot mense, wil ek amper sê, weet ons daarom al op 'n manier oor hoe om daardie siek wees te hanteer. Kinders weet dit nie altyd nie, want dit kom vir hulle skielik. Ek sê baie keer vir ouers, kinders is vir my die wonder, dat hulle kan die een oomblik speel en nog gesond wees, en die volgende oomblik is hulle regtig siek. Ek wil miskien daarmee saam met die dood, laat ek eers ook dit sê oor rondom die dood. Ek werk nou die afgelope paar jaar ook gereeld in 'n neonatale eenheid in 'n hospitaal. En dan sit vir my altyd hartseer wanneer hulle my bel en sê, daar's 'n babietjie wat ook doodgebore is, of van die premature babietjies is oorlede. Ek moet asseblief met die ouers kom praat. En wanneer 'n mens by die hospitaal kom, dan's al die fokus op die ma en die pa wat die kind verloor het. Heel tereg ook so. En dan vra ek altyd vir hulle, maar is daar kinders by die huis? Is daar 'n ander boetie of 'n sussie? Want ek kan goed onthou met my eie kinders, oor hoe die een uitgesien na die ander een se geboorte. En ewe skielik
kom ma huis toe, nadat sy in die hospitaal was, sonder daar die boetie of sissie, waarna hier die ander enetjie ook uitgesien het. En dan fokus ons so op die ouers en die oumas en die oupas se verlies, dat die mense ook baie keer vergeet van die ander kinders in die gesin se verlies. Dieselfde geld vir gestremdheid. Ewe skielik hoor 'n kind dalk dat hulle arm of 'n been of selfs vingers moet amputeer, dis verlies. Ek onthou 'n seentjie wat van Durban afgekom het, by 'n ouma en 'n oupa gekuier het, wat sy voet in 'n industriële grasmasjien gesit het, wat sy been verloor het, net onder kan die knie uiteindelik. Hoe geweldig dit vir hom ook was, om te moet weet, hy het sy been verloor, hy gaan hom nooit weer terugkry nie. Die volgende ene wat ek graag vir u wil wys is ander tipes gebeurtenisse, verandering in lewensomstandighede, en ek wil hê ons moet kyk deur die oë van 'n kind 'n bietjie na hulle leefwêreld. Veranderende lewensomstandighede kan in Suid-Afrika onmeetbaar baie dinge beteken. Weereens het ek die voorreg om elke dag 'n bietjie meer op hierdie gebied te werk en agter te kom oor hoeveel unieke geleenthede is daar in Suid-Afrika waar mense se lewensomstandighede verander en dit ook 'n invloed het op kinders. Kom ek noem vir 'n paar voorbeelde. Gedurende laas jaar, ek dink dat is midde laas jaar, het ek met die mense van Solidariteit gepraat oor dit wat ons maar goed ken as die sogenaamde wit plakkerskampe, Pretoria, Kreersdorp omgewing, maar selfs ook in Johannesburg omgewing, dink ek is dit al ook. En na afloop van die gesprek, toe dink ek, maar wat gebeur? En kom ons dink net vir 'n oomblik, op een stadium woon die gesin in 'n redelik gegoede woonbuurt, ma en pa het albei karre, die kinders is in goeie skole ingeskryf, hulle kan naweke mooi klere gaan koop by die naaste mall, maatjies is volop wat kom kuier en jy wat weer daar gaan kuier, geen moeilikheid nie, en dan verloor die pa dalk sy werk. En uiteindelik is daar geen ander heenkome as dat die gesin hulle somtyds dan bevind in so 'n wit informele nedersetting. En toe dink ek by myself, maar hoe beleef die kinders dit? Ewe skielik is daar nie meer maatjies nie. Want ewe skielik wil niemand by jou kom kuier nie, want jy bly mos daar. Wat daar voorheen 'n mediese fonds was, wat as ek siek was, kon ek dokter toe gegaan het, en ek is dadelik gehelp, ewe skielik moet ek dalk ook saam met my ma en pa, of dalk 'n ouma en 'n oupa in 'n ry gaan sit by 'n staatshospitaal. Die goeie skole is lankal iets van die verlede, want ons kan nie die skoolgeld betaal nie, en ons kan ook nie daar uitkom nie. En die klere wat ek aan het, is klere wat ander mense vir my kom gee het. Die kos wat ons eet, is dalk kos wat deur 'n kerk of ander mense daar afgelaai is. En toe besef ek net watter geweldige verlies belewe daar die kind, want ewe skielik hoor die kind maar net pa het sy werk verloor. Hulle verstaan nie altyd die redes oor hoekom dit gebeur nie, maar die nuus kom op 'n dag, pa het sy werk verloor, en ons sal nou 'n bietjie anders moet begin lewe. Dit is wat ek onder andere ook bedoel met verandering in lewensomstandighede. Ek wil ook miskien die volgende ene opsit, die laaste ene, afwesigheid, en ek wil volgende nie aanspraak maak op volledigheid nie, want hierdie lysie kan ek laat groei, en ons kan 'n hele dag net oor hierdie goeters ook praat. Afwesigheid in aanhalingstekens wat ek op die skerm het, wat bedoel ek daarmee? Iemand wat ewe skielik nie meer altyd by die huis is nie. Kom ek dink weer aan 'n paar voorbeelde. Ons lewe in Suid-Afrika in 'n wêreld waar baie pa's sukkel om werk te kry in Suid-Afrika, en dan duik daar 'n werksgeleentheid op om oor see te gaan werk. En met dankbaarheid neem die pa die werk maar aan, maar dit beteken dat hierdie pa baie keer vir 3 tot 4 maande van die huis af weg is,
en dan terugkom vir 2 weke om te kom kuier, dan hou hulle gewoonlik vakansie, en dan is dit weer 3-4 maande wat die pa ook weer weg is na 'n ander land toe. Dis maar een van die voorbeelde waarin ek ook kan dink, of 'n boetie en 'n sussie wat dalk ouer is, wat immigreer. Hulle trek en gaan bly permanent in 'n ander land. Almal huil by die lughawe en wonder, gaan die kinders oukei wees oor see, maar ons wonder nie altyd oor gaan die kinders wat agterbly oukei wees omdat boetie of sussie oor see is nie. En ek vertel altyd hierdie verhaal oor die veranderde lewensomstandighede ook. Baie jare gelede het ek ook met 'n dogtertjie gewerk wat in daardie stadium, ek moet nou versigtig wees om te sê dogtertjie, maar sy was in graad 7, die ou standaard 5 van daardie tyd, en ewe skielik kom sy met die storie na vore dat haar sussie se man het haar gemolesteer. Sy het die ondersteuningsraad en almal ingekry en met 'n ondersoek begin om te kyk wat gebeur. Die polisie het die sussie se man gearresteer en hy's vir die naweek toegesluit totdat hy in die hof verskyn het, en so die proses, die wetlike proses, maar die pad geloop. En toe op 'n stadium toe kom ons agter, maar hierdie dogter het nie die waarheid gepraat en sy het 'n leuen vertel. En uiteindelik sê sy vir my, die rede oor hoekom sy dit gedoen het, sy het so gehoop, dat as hy in die tronk gaan sit, gaan haar sussie terugkom huis toe, want sy en haar sussie, wat baie ouer was as sy, was letterlik aan mekaar geweef gewees, en die troue, hierdie man het gemaak dat haar sussie weggaan, en sy het haar sussie gemis, en alwaar sy kon dink is, vertel die storie, want sy het geweet, dan gaan hy tronk toe gaan. Sy het nie rekening gehou daarmee, dat daar ook gevra gaan word, of dit die waarheid is nie. Dit is wat verlies ook baie keer by kinders doen. Kan ook baie ander sulke gevalle vanoggend opnoem. Maar afwesigheid kan ook beteken, die pa of die ma, of iemand wat baie naby aan hulle is, gaan bly nie net op 'n ander plek nie, maar word dalk ook tronkstraf opgelê. Dit gebeur ook in baie gemeenskappe, dat een van die ouers dalk moet tronkstraf uitdien, wat beteken dat daar 'n afwesigheid is en die kind beleef verlies. En in al hierdie goeders wat op die skerm is, wil ek vir u sê, die aanloop tot hierdie gebeurtenisse gaan baie keer by die kinders verby, want hulle is nie betrokke daarby nie. Daarom werk ek nog steeds met die definisie van trauma, wat ook sê, dat dit 'n skielike ding is, want ewe skielik moet die seentjie hoor, dat sy oupa wat in die hospitaal dood is, maar hy het hom nooit daar gesien nie, hy het nooit gehoor, regtig hoe gaan dit met oupa in die hospitaal nie. Al wat hy gehoor het, is ewe skielik, sê sy ma of pa vir hom, oupa of ouma is dood, en ons moet nou begrafnisreëlings gaan tref. Dit is wat ek bedoel, met 'n skielike gebeurtenis, wat die kinders se emosies oorweldig. En wanneer dit gebeur, wanneer hierdie goeters gebeur, dan reageer kinders, en hoekom is ons dan dalk vandag in 'n krisis wat hierdie goeters aanbetref? En ek wil die eerste stelling maak, vanoggend deur te sê, 'n mens sien nie altyd die nood van kinders raak nie, omdat ons so geleer is, dat ons, soos ons groter word, kyk ons deur die oë van groot mense, na die kind se wêreld. Ek wil vanoggend vra, ek dink die eerste belangrike ding, en ons gaan daarna toe terugkom later by die praktiese kant, is dat ons weer vir 'n slag moet leer om deur die oë van kinders na die wêreld te kyk, ook na 'n verhaal, soos die verhaal van Hanna en Samuel, van Abraham en Isak, wat vir ons in die Bybel opgeteken is. Ons sien nie altyd die nood raak nie, want ons dink nie, kinders word deur hierdie goed geraak nie. Ons het hierdie prentjie in ons kop, en ek het dit ook laas jaar by 'n paar plekke gesê, ons het hierdie pragtige prentjie in ons kop as ons oor kinders praat, dat ons dink kinders, verskoon die Engelse woord is resilient.
Hulle sal maar terugbons, want resilient in Engels beteken letterlik to bounce back, om terug te bons en maak nie saak wat met die kind gebeur nie, die kind sal oukei wees. Al trek ons van Kaapstad af Johannesburg toe, dit sal nie vir die kind erg wees nie, want hy sal mos maar weer maatjies maak en hy sal weer aanpas en hy sal weer leer om in hierdie nuwe huis te bly en dies meer. Wanneer die troeteldier doodgaan of die hond doodgaan, maar dieselfde. Ons glo dat die kinders sal oukei wees, want ons is so gefokus baie keer op die nood van die groot mense, dat ons die kinders se nood miskyk. Ek gaan ook later vinnig net iets sê oor Rainbows, waarby ek betrokke is, maar die vrou wat Rainbows in Amerika begin het deur 'n egskeiding gegaan met 3 kinders in 1983, en dit was vir haar hartverskeurend. Sy het vir my ook in haar eie woorde gesê, dit het gevoel of die mat onder haar voete uitgetrek is, toe haar man by die huis opdaag, en sê hy gaan haar dagvaar vir 'n egskeiding. Sy is op verskillende retreats, wat deur hulle gemeente gereël is, vir geskeide mense, en toe sy die 3de keer van so retreat af terugkom, toe sê die oudste seentjie vir haar, maar is daar nie retreats vir kinders nie? Is daar nie 'n retreat vir kinders nie? En toe besef sy was so vasgevang in haar eie seer, dat sy die nood van haar eie kinders 'n bietjie misgekyk het. Kinders weet nie altyd hoe om te treur nie. Dis 'n volgende belangrike punt, wat ons ernstig moet vashou. Kinders weet nie hoe om te treur nie, hulle doen dit op snaakse maniere. Ek kyk altyd by die kerk ook met 'n begrafnis, as daar kindertjies is. Want dit is my altyd opvallend, die kindertjies jol daar buite rond, en hulle speel en hulle lag, al is dit pa se begrafnis of 'n ma se begrafnis, en dan kom hulle vinnig weer terug in die saal en kom kry iets om te eet, en as hulle dan sien die groot mense lyk nie lekker en hulle huil, dan hang die ou gesiggies ook so, en daar loop 'n traan uit, maar kort voor lank as jy nie, dan speel hulle weer daar buite. Dis tipies kind. Kinders treur, kom ek sê dit vanoggend baie duidelik, kinders treur anders as wat groot mense treur, en hulle probeer hulle verliese op ander maniere verwerk, maar die manier waarop hulle dit verwerk, hang ook af van 'n kind se unieke persoonlikheid, maar het hang ook af van kinders se ouderdomme. 'n graad 1-kie treur anderster as 'n graad 10 leerder. Dit lyk heeltemal anderster, maar dat hulle treur, dit is waar, maar hulle weet nie altyd hoe om te treur, en weer, wat ek aan die begin gesê, die emosies wat geoorlaai word, om dit weer terug te kry onder beheer, sodat hulle kan aangaan met hulle lewe. Kinders het gewoonlik nie daardie vaardighede nog om dit te doen nie. Hulle moet dit ook partykeer geleer word om dit te doen. Kinders ervaar verlies, ongeag wat gebeur het. Of dit nou die dood van 'n troeteldier is, of dit 'n boetie of 'n sussie is wat oor see geïmmigreer het, hulle ervaar verlies. Die emosies bly baie keer dieselfde. Ek het in die week, het was in laasweek, praat ek met 'n man wat, seker, ek dink hulle is nou 6 of 7 jaar getroud, en ek weet nie hoe die gesprek daarop gekom, hoekom het hulle nie kinders nie. Maar voordat ek dit kon vra, toe sê hy vir my, hy het besluit, hy wil nooit eendag kinders hê nie, want sy ma en pa is geskei toe hy 10 jaar oud was. Hy 28 jaar oud, vir al daardie jare, van 10 jaar tot op sy ouderdom van vandag, loop hy met daardie seer van sy ouers se verlies, wat uiteindelik 'n gevolg gehad het in sy besluitneming in sy eie huwelik, of hy wil kinders hê of nie. Kinders ervaar verlies, dis 'n gegewenheid. Die laaste hoofpunt wat ek wil uitlig, is daar is hoop. Daar's hoop, want verlies en die seer wat saam met verlies loop, 'n mens kan kinders ook daarmee help. In Rainbows gebruik ons die mooi uitdrukking wat sê, sometimes the pain of loss can't be prevented, but it doesn't need to last forever.
Die seer wat kinders ook ervaar met verlies, is soms onafwendbaar, want ons lewe in 'n wêreld waar mense doodgaan, waar ma's en pa's skei en al die ander dinge. Maar die seer hoef nie vir altyd aan te hou nie. En dit is so in kort wat ek maar gedink het, 'n mens dalk as inleiding kan sê, net om dalk die koppe 'n bietjie oop te maak, om met ander oë na kinders te kyk, want kinders kry seer, kinders weet nie altyd oor hoe om te leef en wat om daarmee te maak nie. Hoe kan ons help? Ek dink die eerste klem wat ek vanoggend ook prakties wil hê, is doodgewoon dat 'n mens ook voorkomend 'n bietjie kan werk. Ek dink ook binne kerke, binne gemeenskappe, om kinders ook so bietjie meer weerbaar te maak. Ek weet dit is nie altyd moontlik nie, maar 'n mens kan byvoorbeeld as iemand baie siek is, kan die ouers byvoorbeeld die kind 'n bietjie begrafplaas toe vat of hospitaal toe vat en die proses deurwerk, dat die kind se emosies net 'n bietjie ook ontlaai word en 'n mens doodgewoon 'n bietjie meer aandag gee aan kinders as 'n voorkomende maatreël, dat wanneer die onafwendbare later gebeur, die kind in 'n sekere sin 'n bietjie meer voorbereid is daarop. Wat ek probeer sê daardeur is die kind moet deel gemaak word van die goeters wat baie keer die aanloop is tot 'n traumatiese gebeurtenis vir 'n kind, soos 'n egskeiding, soos iemand wat baie ernstig siek is, soos 'n kind wat self baie siek is, dat 'n mens vooraf ook met die kind dalk 'n bietjie 'n pad moet loop, om te kyk of 'n mens nie ook daarmee 'n verskil kan maak nie. Die volgende punt is maar doodgewoon net nasorg, dat 'n mens, wanneer dit gebeur het, ook 'n bietjie meer 'n openheid moet hê, om die kinders se nood raak te sien, en te begin om iets daaraan te doen. En dit is wat ek dalk in die volgende paar skyfies wil wys, oor wat ek dink ons kan doen, en ek werk nou maar vanuit 'n gemeente opset, en dan vra ek in die eerste plek, wie kan help? Wie kan help in hierdie wêreld waar kinders ook dan blootgestel word aan hierdie gebeurtenisse? En heel onder sal jy ook nou sien onderlinge sorg. Dis die verantwoordelikheid van almal. Dis nie net dalk 'n paar mense in die gemeente se verantwoordelikheid of selfs die dominee se verantwoordelikheid nie. As ek die Bybel nou reg lees, dan sê Jesus ook, soos ek julle liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. En vanuit daardie opdrag sê ek, het almal in die gemeente en elkeen van ons die verantwoordelikheid om ook vir kinders te kan sorg verleen wanneer hulle dit ook nodig het. En dit gaan baie keer doodgewoon net gaan oor om liefde te betoon aan kinders wat seer gekry het. 'n Paar weke gelede sit ek by 'n huisgesin waar die oupa dood is, maar die oupa het saam met al sy kinders letterlik op een erf gebly, die oupa en die ouma. En daar's 'n pragtige klein swartkop seentjie van hy's nou in graad 2 en hy en sy oupa was in 'n sekere sin onafskeidbaar gewees. En al die tyd by die hospitaal kon hy nie sy oupa gesien het nie, want sy oupa was in 'n intensiewe sorgeenheid. En toe sy oupa na 6 weke dood is, die aand toe ek die familie sien en begrafnisreëlings tref, toe vra ek, waar's die seentjie? Nee, sê die ouers vir my, hy speel buite, hy hoef nie nou hier te wees nie, hy's okay. Toe sê ek, roep hom, laat hy kom hoor, want hy moet saam beplan aan sy oupa se begrafnis. En ons het vir hom ook gevra, hoe wil hy dit hê? Wat wil hy graag doen? En net dit het alreeds vir hom ook 'n baie groot verskil gemaak. Maar dis onderlinge sorg. Die tweede vlak wat ek ook altyd onderskei is belangegroepe. Dat 'n mens in 'n gemeente ook groepe kan stig wat spesifiek met kinders werk met spesifieke behoeftes. En daar's baie sulke programme. Ek wil nie vanoggend ure lank oor Rainbows praat waar ek by betrokke is nie, maar Rainbows is 'n 12 weke program
wat 'n mens met kinders deurloop wat verlies beleef het. Ons lei fasiliteerders op en vir 12 weke kry hulle hierdie kinders op 'n weeklikse basis bymekaar en hulle werk deur 'n uitgewerkte kurrikulum wat al sedert 1983 net bly groei. Ondersteuningsgroepe, soos wat ons baie keer in gemeentes of in die gemeenskap 'n ondersteuningsgroep het vir ouers met kinders met sekere gestremthede of sekere siektetoestande, so kan 'n mens ook kyk. Rainbows wil vir die kerk ook sê, dat hier is 'n stukkie gereedskap, wat 'n mens ook kan gebruik in jou gemeente, en ook in jou gemeenskap, om stikkende kinders uiteindelik ook weer heel te maak. Die hoogste vlak, of die boonste ene, is gespesialiseerde dienste, omdat ek self ook in 'n gemeente staan, weet ek, dit is nie altyd moontlik om al hierdie gevalle te hanteer nie. Ek net vra, kom ons kyk binne gemeentes, en ons stel, gaan ook net nou daarna toe terugkom, ons kry 'n netwerk, ons weet wie's die mense, na wie toe ons kan verwys. As daar iemand kom, wat met 'n kind, wat regtig 'n ernstige probleem het, dat 'n mens feitelik dadelik kan sê, maar hierdie persoon is die ene met wie jy 'n afspraak moet maak, en 'n mens kan dit dalk reël, om self ook die afspraak te maak, maar dis gespesialiseerde dienste, op grond van mense se opleiding ook. Maar as jy terugkyk, sal jy sien, die grootste hoeveelheid mense wat kan help, lê op die onderste vlak, en dit is doodgewoon gelowige mense, wat met die liefde van Jesus in die hart, ook kan uitreik na kinders toe, en dan belangegroepe, ondersteuningsgroepe, wat 'n bietjie meer fokus op spesifieke behoeftes, en ook gespesialiseerde dienste, wat dan verder ook hulpverlening kan bied. Wat kan ons doen? Ek het ook dit nou al verskeie plekke gesê, ons moet begin werk aan ons gesindheid van omgee, ook vir kinders. Begin 'n bietjie om te kyk na, hoe kan ons die nood van kinders ook onder mekaar se aandag bring. Baie gemeentes het die fasiliteite, dat daar elke week 'n gemeenteblaadjie is. Kry iemand om 'n bietjie artikel te skryf, hoe beleef kinders egskeiding, hoe beleef kinders dit, wanneer hulle hoor, hulle het 'n ernstige siekte, soos kanker, of dat deesdae is daar baie kinders wat diabetes is. Kry 'n bietjie inligting by die gewone lidmate uit, oor hoe beleef kinders die wêreld waarin hulle staan. Die tweede saak, ons moet leer om te luister na kinders. Baie keer luister ons na die groot mense se stories, en die kinders is lastig, hulle pla nou, hulle moet maar lieweste buite gaan speel, en is gemakliker, want ek het buitendien nie altyd die antwoorde, buitendien om te gee op al die vrae nie. Ek het gesê van netwerke, dat 'n mens binne die gemeente ook moet kyk na netwerke van veral gespesialiseerde dienste, maar dit kan ook belangegroepe insluit. Laaste punt is, stel 'n aksieplan op. As 'n gemeente besluit, maar ons wil erns maak met die versorging van kinders, sê dit is wat ons gaan doen, want die laaste saak is doodgewoon, begin dan om dit te doen. Dat ons nie net daaroor praat nie, ons hoef nie groot goeders te doen nie, begin klein, maar begin net om iets te doen. En daarmee, Dominee van Wyk, dink ek, wil ek eers so bietjie haltroep, my aanbieding is klaar, ek wil net weer vra, asseblief, kom ons dink terug aan die definisie van trauma, want dit affekteer ook kinders. Kom ons leer net om die nood van kinders ook te kan raak sien en te kan weet, maar daar's kinders wat dinge beleef, wat ook maak dat hulle verlies ervaar, en ons kan ook daar 'n baie groot verskil maak. Ek gaan vra as daar enige vrae of opmerkings is van u kant af. Ek dink ons het dalk so 'n minuut of 2 tyd ook daarvoor. Sal ek graag wil luister. Ek wil nie sê ek gaan altyd die antwoorde hê nie, maar ek is bereid om te luister. Ek wil net graag weet, hoe kan 'n mens 'n kind help wat
sy ouma verloor het en sy pa na 2 jaar. My ouma is dood 2 jaar terug, my pa is amper 'n jaar dood, so hoe kan ek dit hanteer? Want my sussie, ek sukkel ook met my sussie, sy wys nie vir ons hoe om die seer te hanteer nie. Hoe oud is jou sussie? Sy word 18. Ek dink dis doodgewoon om, daar kan nou seker honderde antwoorde daar wees, dis baie moeilik om ook nou so op 'n spesifieke geval net 'n antwoord te probeer gee. Vir my bly die beginpunt is om te luister, kom ek kyk of ek hom kan opkry, om te luister, en doodgewoon net in die geval waar sy ook 18 is, sê kom ons praat net 'n bietjie oor wat mis ons? Ek vra baie keer vir mense, vertel net vir my 'n bietjie, wat was die uitsonderlike dinge wat jy kan onthou van jou ouma of van jou pa? Praat 'n bietjie daaroor, want dan kom die opgekropte emosies ook baie keer ook 'n bietjie na vore. Wat mis jy die meeste? Die slegte is, en dis hoekom ons baie keer nie daar wil praat nie, ek het nou die dag ook vir iemand gesê, ons probeer so besig bly, want dan dink ons dink nie meer aan dit wat gebeur het nie. Ek sê weer, begin om elke dag tyd te maak om daaraan te dink, al is dit 10 minute, en deel dit met ander mense, want anders, jou emosies en gedagtes bly in jou, al is dit net in jou onderbewussyn, en jy is later nie eens meer bewus daarvan nie, maar is daar. En as 'n mens net kan begin om, sê, saam terug te gaan, ek neem aan as daar 'n graf is, kom ons gaan sit blomme op iemand se graf, en terwyl ons daar is, kom ons praat net 'n bietjie, want dis gedeelde emosies wat ons het, en die oomblik as 'n mens vertel het, maar dit mis ek, dis rarig vir my seer, en dit was vir my seer, toe die persoon in die hospitaal was, of hoe dit ook al gebeur het, net deur bietjie daaroor te praat, en die ander persoon luister, en hy luister met liefde, help dit ook al baie. As 'n mens dan agterkom, daar's later 'n ander vlak van verliesverwerking, dan kan 'n mens sê, maar is dit nie dalk nodig dat ons dalk 'n afspraak maak met die dominee en 'n bietjie daaroor praat nie, of na iemand toe wat in hierdie veld spesialiseer, wat meer kan hulp gee. Ek weet nie of dit dalk so bietjie sulke rigtingwysers is nie. Baie dankie. Ek net daarby sê, ek dink eers wil ek dit sê, dis ongelooflik, die kommunikasie en die kontak wat daar tussen my en Dr. Strydom was, voor hierdie sessie vandag, was bietjie e-pos gewees en een oproep gewees, en dit wat hy gesê het, pas so mooi, ongelooflik in die hele proses waarmee ons besig is in hierdie scenario. Ek weet nie of julle dit op 'n manier agtergekom het. En daardie vraag wat jy nou gevra het, dink ek het nou die aand met die openingsaand aan tevore gekom. Moenie probeer iets sê nie, moenie probeer iets doen nie. Luister en wees daar en sit en hou vas. En dan die ander ding wat ek dalk kan bysê is, twee verliese na mekaar is ongelooflike impak, is ongelooflike trauma. Hulle sê nie net verniet 'n boedel vat 9 maande as dit goed gaan om afgehandel te word. Dis 9 maande verroudheid. 'n Mens moet tyd gee vir hierdie goed sonder om dit ryp te trek. So baie dankie daarvoor. Nog iemand 'n vraag? Ek wil net 'n opmerking maak oor die luister wat Dominee Frikkie ook na verwys het. Toe ek in Kanada was, toe sien ek 'n advertensie, en ek vertel dit op baie plekke, in 'n koerant van 'n ou in Seattle in Amerika wat adverteer dat hy bereid is om na mense te luister vir 'n halfuur, en ek dink sy fooie was $40 daai tyd. $40 per halfuur, en hy onderneem om niks te sê nie, niks te vra nie, net te luister. En ek dog, no ways, dit kan nie wees nie. En ek was op Vancouver Eiland gewees, en daar was die ferryboot was so 2,5 uur Seattle toe, en ek dink, kom ek vat 'n kans en ek bel en ek wil 'n afspraak maak, ek wil sien hoe werk dit. Toe ek die persoon bel, toe sê hulle van nee, hulle kan vir my 'n afspraak maak, maar hy's vol geboek vir die volgende 3 maande.
behoefte, mense moet net kan luister. Wat gebeur? Ons sal soveel keer raad gee, en ons sal vir die mense sê, hoorie, maar ek dink dit was die Here se wil gewees, en ons interpreteer, vra net vir 'n slag, hoe het jy gevoel? Hoe krap dit hier binne in jou hart? Kry daar die emosies uit, en dis baie keer ook, dan luister ek net, en sê, maar weet jy, ek voel ook so. Baie dankie. Nog iemand ietsie? Ons het 'n klein skooltjie by ons kerk begin so 'n paar jaar terug en ons net op by graad 6 van kleuterskool af en daar een vraag het wil hê wat jy genoem het van verandering wat verlies is. Ek is stom geslaan oor hoe klein veranderings 'n geweldige impak in 'n kind se lewe kan hê. Ek weet ouers sal vir my sê ja, ons trek nou en dis vir die kind 'n geweldige avontuur. Nou kom die kind skool toe en dan sien jy hierdie kind is totaal en al omvergewerp. Kan nie funksioneer nie, tantrums, al die dinge. Daai kind is getraumatiseer net deur gewoonweg te trek. En as ek dink hoeveel mense ontwortel word wat die kinders van skool na skool geskuif word, jy kan dadelik sien die impak wat dit op daai kinders het en dit is geweldig negatief. Want mense sien dit net as die kind speel en gaan aan. Maar dit is nie so nie. Die ander ding is wat ek graag wil uitlig is emosies. Ons word nie gebore, ons brein, as ons gebore word, weet nie alles nie. Ons leer alles. Jy leer om te ruik, jy leer om te voel, jy leer om goed te ervaar. En dieselfde met emosies. Emosies word aangeleer om dit te verwerk, hoe om dit te hanteer. En dis ook deel van die curriculum. Jy leer vir kinders, wat maak ek hiermee? En dis so waar wat jy gesê het, kinders weet nie hoe om dit te hanteer nie. En dan dink 'n mens, ja maar, hulle speel net so, hulle is okay. Maar hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. So as hulle nie daai leiding het nie, dan sit jy eintlik met geweldige goed, wat, en onthou, emosies is energie. Energie verdwyn nie, dit word omgesit in iets anders. En as dit nie positief gekanaliseer word nie, gaan dit op 'n manier negatief uitkom. En dan sit jy met 'n kind waar jy baie probleme het. Dit gaan nie weggaan nie, dit gaan nie verdwyn nie. So hierdie goed is ontsettend belangrik om daai kind raak te sien en te besef, maar selfs ons het 'n nuwe klaskamer gebou en van ons kinders, vir hulle was dit so erg dat een van ons meisies het 'n week lank gehuil. Sy wou nie in 'n nuwe klaskamer ingaan nie. So erg was dit vir haar. So ons moet regtig waar besef, vir kinders is stabiliteit, is vir hulle liefde. Dis ook om routine ook, vir 'n skool ook so geweldig belangrik is, want dit skep vir hulle 'n veilige omgewing. En die oomblik wanneer jy iets daaraan verander, dan gooi daai kind heeltemal uit. So ek wil net sê, dit wat jy gesê het is ongelooflik en dit is so waar. Ons moet regtig ons oë oopmaak vir hierdie verandering in ons lewens wat so vinnig verander, wat vir ons normaal is, maar vir die kind 'n geweldige verlies tot gevolg het. Baie dankie. Baie dankie Dominee Paula, ek hoop almal het baie goed geluister. Ek kan maar net sê, baie waar. Baie dankie. Is daar nog so 'n vraagie? Baie van die vrae kan u dalk ook nou sommer dadelik antwoorde kry, andersins kan jy so 'n bietjie werk daarmee en dan werk ons vanaand daarmee saam. Sê dankie. Hierso. Ons het nou gehoor dat dit belangrik is om te luister en met kinders te praat, maar my dogter is besig om deur 'n egskeiding te gaan en daar's 2 kindertjies, 3 en 4. Hoe op aarde kry jy hulle om alle emosies vir jou te verwoord? Hulle gaan dit doen op echt kinderlike wyse. Belangrik is dat 'n mens, en ek wil nie graag nou ook in diepte in dit ingaan nie, ek dink dis net belangrik dat die kind moet, wat Dominee Paula ook gesê het, die kind moet in die proses ook stabiliteit beleef, want daar's ongelooflik baie vrae, wat ek nie nou alles kan beantwoord nie, veral op die enetjie van 4 jaar, wat deur hulle gemoed gaan, ook rondom dit, kom ek sê, maar ene is, hulle beleef baie keer dat ek was stout gewees, dis hoekom mamma en papa skei, en as ek nou net weer soet is, dan gaan hulle weer by mekaar kom, op daai ouderdom, en selfs baie groter ook, lewe kinders dikwels met die verwagting, dat ma en pa weer by mekaar gaan uitkom, en wanneer dit nie gebeur nie, dan kom die blaam, hulle aanvaar skuld vir ma en pa se egskeiding. So hulle moet, as dit my kinders was, sou ek hulle probeer verseker het van, dat ma en pa is oneindig lief vir julle,
en dat hulle deel moet wees vir al die enetjie van 4 van die proses van hoe die toesig ook gaan werk. Wanneer gaan ek vir pa sien, wanneer gaan ek hom nie sien nie, gaan ek hom kan bel, al daai goeders dat die kind sekerheid het. Dit gaan oor stabiliteit, ook wat vir die kind baie keer liefde is. Dit vat nie die hartseer en die seer weg van die verlies wat die kind beleef nie, maar dit help dat dit nie ten minste baie groot traumatiese impak het nie. Wanneer ouers skei en hulle beklei mekaar dood oor waar gaan die kinders heen, dit het 'n lewenslange merk wat dit op daai kinders ook laat. Kom ons gee nog so kans vir so 2 vragies, dan kan ons aanbeweeg. Ekskuus vir as ek net aanvullend kan antwoord. Ons het nou lidmate wat 'n gewapende roof by hulle huis gehad het Sondagoggend. Die kinders het gelukkig geslaap, maar die ouers is so getraumatiseer. Jy kan natuurlik nie wegsteek wat gebeur het nie. En ons skool stap 'n pad met 'n spelterapeut wat fantasties is. En sy het dadelik met die kinders begin werk, met die oudste seentjie. Dit het hom baie erg begin vang. Nou, dis die 2 seentjies van 6 en van 4. En die spelterapeut sê gewoonlik so tot op 4 is dit baie moeilik om met die kleintjies te werk. Maar wat sy nou gaan doen is sy gaan ouerbegeleiding doen met die ouers. So sy werk met die oudste seentjie, die kleintjie is nog bietjie jonk. En ek dink as 'n mens so iets erg deurgaan, is dit goed om 'n professionele persoon in te kry, soos 'n spelterapeut, want hulle werk deur spel. En so kan jy 'n pad stap en so kan 'n program uitgewerk word waar jy 'n bietjie leiding kry oor hoe om met die kinders te werk. Maar ek dink ook in die geval van 'n egskeiding is eerlikheid met die kinders geweldig belangrik. En ook om hulle kans te gee om daaroor te praat en saam te sit en saam met hulle te praat. En soos Willie gesê het van die begrafnis, om die seentjie in te trek daarbey. Ek dink dis een van die belangrikste goed wat Prof Beeks Bekes ons ook geleer het. Jy trek die kinders by die proses in. Nie by die fights en by die hof en daai goeters nie, maar julle gesels saam daaroor en gesels saam oor ons toekoms en dat hulle kan praat as hulle daar wil praat. Maar omdat hulle so klein is, sou ek sê spelterapie is regtig waar dit het ek sien dit met die kinders by die skool wat jy as onderwyser ook sukkel om mee te werk. Jy kan nie op ons vlak, jy weet, kognitiewe vlak met hulle werk nie. En daarom is jou spelterapeute geweldig belangrik. Goed. Dan nog so 1 vragie. Martin? Ek wil nie vra nie, ek wil net eintlik sê, ek hoop die goed gaan nou ergens in kerk gesê word en gehoor word. Ons moet hoor wat Willie sê en wat die gevra word. Dan moet die boodskap uitgaan en dink wat Willie doen is in kerk 'n behoefte voor. Want ouers het baie seer en daar's baie seer in die wêreld. En die goed moet in die kerk kom op 'n manier. So ek wil vir vra Frikkie, dit moet nie bly nie. Weer vanaand se sessie gaan ons moet die punt vasmaak. Die kerk moet hoor die seer van mense en hoe help ons hulle? En hier is antwoorde. Baie dankie. Baie dankie. Daardie laaste sin wat Willie daar het begin doen. En ek dink as Elsie later met julle klaar is, gaan julle nog meer wil gaan doen vir die kinders uiteindelik. Baie dankie Willie. Ons gaan weer 'n bietjie later dalk van jou net jou insette gebruik maak. Baie dankie. Hier's vir jou watertjie as jy dors is op hierdie stadium. Ons sê vir jou voorlopig baie dankie. Kom ons gee vir hom 'n lekker hand.